Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dit is tyd vir volgenskrant besprekings en Dorien Loubser sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Dorien. Goeiemôre dames, dis weer ons drie. Môre. Sien baie uit daarna Dorien om volgende met jou te gesels en ons gesels heel eerste met iemand wat baie in die nuus is, Kat Mhlala. Is die kat uit die sak gelaat? Ons sal maar moet sien, want Kat Mhlala gaan vandag alleen in die handelsmisdaadhof in Pretoria verskyn, nadat hy glo 'n pleitooreenkoms bereik het en sy saak is nou geskei van sy mede-beskuldigdes. Nou is die groot vraag, gaan hy staatsgetuie draai? Is hy 'n 204 status aangebied? Gaan hy getuig vir die staat? Gaan hy ander mense onder die bus gooi, soos hulle sê? En ons gaan maar moet wag tot en met vandag van die nasionale vervolgingsgesag, wou hulle self nie te veel daaroor uitbrei nie. Sal interessant wees. Ja, mens gaan moet sien of hy katjie van die baan gaan wees en of hy vir homself 'n kat in die sak gaan koop. En dan is dit ook skokkend om te hoor van ons oorvol tronke, né? Dis reg, dit het tydens 'n vraag en antwoord sessie in die parlement uitgekom. Nou kyk, oorvol tronke in Suid-Afrika is niks nuuts nie, maar om die jongste syfers deur te gee, is daar sowat 168.000 gevangenisse met 107.000 beddens wat beskikbaar is. Nou, hoe maak ons om hierdie probleem op te los? Want op die einde van die dag, dit plaas geweldige druk op die infrastruktuur en tronke. Dit het 'n impak op jou kanse vir rehabilitasie. Ja. Daar's 'n gesondheidsrisiko. En kom ons wees eerlik, nie almal in die tronk kan nie rehabiliteer nie. Ja. Ek sê altyd, hoekom bou ons nie meer tronke nie, maar ons moet begin met die wortel van die probleem, en dit is misdaad wat nie aangespreek word nie, en ek dink dit kom terug na die polisie. En kyk, waar sit die polisie grootkoppe vandag? In die Middelandkou-kommissie van ondersoek. Ja. Dorien, ek dink jy is heeltemal reg. Ek het ook toe ek hierdie artikel gelees het myself die vraag afgevra, so wat is die oplossing? Is dit meer tronke? Is dit om die probleme in ons samelewing aan te spreek? En ek praat nog voordat die misdaad eintlik plaasgevind het, want waar lê die probleem? Hoekom is ons tronke so vol? Hoekom is daar so baie misdaad? En ek dink ons moet begin kyk na daai probleme, die sosio-ekonomiese probleme, die geestesgesondheid, waar die wortel is van ons samelewing wat soveel misdaad pleeg, voordat ons daai probleem nie kan aanspreek om te sê die tronke is oorvol. Soos ek dink die vraag eintlik is hoekom is dit so vol? Ja. Ek dink ook ons moet onthou dat net omdat jy in die tronk is, verloor jy nie jou menseregte nie. Ja. En jy het steeds menseregte al is jy in die tronk. En daar is baie mense wat onder verskillende omstandighede in die tronk is. Daar is verhoorafwagtende mense wat vir jare sit vir iets wat ons miskien nou 'n petty crime sal noem. Ek weet misdaad is misdaad, maar weet dis die moordenaars en die verkragters wat ons wil hê moet toegesluit word, maar daar is verhoorafwagtende mense wat vasgekeer is in die stelsel, wat nie kan uitkom nie, weens die howe wat weer oorvol is, en die hofrol wat oorvol is. So dit is net so groot tammeletjie waarmee Dr. Pieter Groenewald eintlik sit hierso. Ja, verseker. Dan oor na die EFF se Julius Malema. Ja, die beweerde graadbedrog van die Oos-Kaapse premier, Oscar Mabuyane, is alweer in die nuus. Nou, vroeër die week het Julius Malema sy saak gewen. Oscar Mabuyane het 'n lastersaak teen Malema gemaak, toe Malema buite die hof gesê het Oscar het sy graad gesteel. Nou gaan Oscar Mabuyane appel aanteken hierteen, en die EFF se antwoord daarop is hulle gaan vandag in Kugompo, oftewel Oos-London, 'n saak van bedrog lê teen Oscar Mabuyane, weer eens oor beweerde graadbedrog, wat selfs deur die spesiale ondersoekeenheid se tafel beland het. So, Oscar Mabuyane blyk heeltyd baie defensive te wees, sodra hierdie beweerde graadbedrog vorendag kom. Ha, jy weet, mens sou dink, iemand wat nou al so baie jare in die politiek is en al so baie hofsaake moes bywoon en teen hom het, sal weet om nie voor 'n hof so 'n uitlating teen iemand te maak, tensy jy wil hê, tensy jy soek vir moeilikheid nie, nê?
Dis reg, maar tog het die regter ook gesê toe hulle in Malema se guns beslis het, is dat dit is in die publieke belang. Sy beweerde graadbedrog van Oscar Mabuyane is iets waar ons al vir ten minste 2,5 jaar praat. En ek dink Malema en sy party het ook geweet hulle gaan 'n klag van bedrog teen hom lê. So ek dink hulle was een stappie voor die premier. So ons sal sien hoe dit gaan uitspeel. So die waarheid seëvier daarom uiteindelik. Dan nogals 'n skokkende uitspraak en dit is dat jy 10 jaar tronkstraf kan kry vir 'n drone wat uitgehaal is, né, in Suid-Afrika. Ons het so 'n paar maande gelede het ek Jennifer en Peer gesels oor hommeltuie wat in mense se erwe was en hoe mens van die goed ontslaa raak of afskiet. En as jy nou 'n hommeltuig in jou erf sien en jy slat die ding met 'n besemstok of 'n tuinstoel, kan jy basies tronkstraf kry of 'n groot boete van tot en met R50.000. En 'n regsfirma het nou gesê dat die mense wat hommeltuie het, soos byvoorbeeld waar ek vir stokperdjies gebruik, besef nie dat die Suid-Afrikaanse wet sien 'n hommeltuig as 'n vliegtuig byvoorbeeld, en dus is dit onderhewig aan baie streng wetgewing. Jy mag nie naby mense nie, jy mag nie naby lughawens nie, naby paaie nie. Daar is baie wetgewing wat jou in die sop kan laat beland. En die groot ding is, daar was nog nooit 'n hofsaak hieroor, soos 'n waterskeidingssaak wat vir ons riglyne kan gee nie. En hierdie regsfirma sê dit is 'n kwessie van tyd voordat iemand hulle rieme gaan styfloop met hulle hommeltuie. Maar Dorien, dis nou my vraag. As die reël sê, want ek dink in die artikel sê dit iets van 50 meter van mense af of hulle huise. Nou jy oortree dit deur jou hommeltuig wat daar in my agtertuin rondvlieg. Maar ek mag nie die hommeltuig slaan met my besem nie. So nou verstaan, hoe reageer ek op hierdie hommeltuig? Gooi ek hom toe met 'n handdoekie? Ja, hoe beskerm ek my reg op privaatheid? Nee, ek het presies aan dieselfde gedink, want nou sit jy met twee partye wat nou die wet oortree het. Ja. Wie die ene het die wet oortree om in jou erf te kom en jy die wet oortree om 'n hommeltuig af te skiet. So dis hoekom dit interessant gaan wees om te kyk wie gaan hierdie eerste saak in die hof moet hulle self verteenwoordig, dat ons 'n waterskeiding of soos hulle in Engels sê, 'n case study kan hê waarop ons kan terugval. So soos hulle sê, dis 'n kwessie van tyd voordat iemand hulle rieme gaan styfloop. Maar diegene wat hommeltuie het, wees maar versigtig. Selfs as jy dit gebruik vir stokperdjies, jy moet seker maak jy weet wat die wet toelaat. Ja, hou dit uit agter iemand se agtertuin uit. Ja. Dan Dorien, nou moet ons praat oor 'n speelgoedgeweer. Ja, ons het nou gepraat oor Julius Malema wat skuldig bevind is in die Oos-Londense hof omdat hy 'n vuurwapen geskiet het. En dan is daar die adjunk burgemeester van Plettenberg Baai van die Beto munisipaliteit wat ook in hegtenis geneem is nadat sy ook op beeldmateriaal vasgelê is waar sy 'n vuurwapen geskiet het. Maar sy staar 'n ander klag in die gesig met betrekking tot die wet op omgewingsbewaring. Sy sê dit was 'n speelgoedgeweer. So nou wil die klaagster weet, hoekom word sy op hierdie klag aangekla? Hoekom word sy nie ook onder die vuurwapenwette aangekla soos Julius Malema nie? Dit is dieselfde tipe van modus operandi. Sy sê dit was 'n speelgoedgeweer. Dis op video vasgelê. Waar is hierdie geweer? As dit 'n speelgoedgeweer is, kom wys dit vir ons. Ja, is interessant ook en sy het nogals, ek wil sê redelik is offensive geraak omdat sy gesê het maar dit vat nou reg vir kultuur weg en sy is so jammer dit in die kultuur, sy kultuur so half ook ingebring in haar verdediging. Dit was baie vreemd vir my gewees. Ja, want dit was haar seun wat teruggekom het van inisiasie af en dit soos ons weet is altyd 'n groot celebration en dis hoekom sy nou sê sy basies imply dat dit is wat hulle doen, hulle skiet speelgoedgewere af. En ons weet dit is nie altyd die geval nie. Ek weet nie of julle die reën kan hoor nie, maar dit reën skielik baie hard hier by ons so. Oh, lieflik. As ek dalk bietjie hard praat, ek kan myself nie hoor nie. Dis nie speelgoedreën nie, mense is altyd dankbaar vir dit. En dan Dorien, is dit nou nogal 'n groot kwessie op almal se lippe, die
ongedokumenteerde immigrante en dit klink asof daar omtrent 12.000 mense teruggegaan het na buurlande en ander lande toe die afgelope 5 dae. Ja, dit is net 5 dae en dit is nou by die Beitbridge grenspos na Limpopo toe en is hoofsaaklik Malawiërs, Zimbabweërs, inwoners van Ghana en Nigerië en ek dink daar gaan vandag ook nog baie die land verlaat want almal wag nou in spanning vir wat môre gaan gebeur en almal is op 'n gereedheid grondslag, die polisie, die weermag, die sekuriteitsamptenare op plaaslike en munisipale vlakke. En ek weet nie of julle dalk in die week hieroor gesels het nie, maar wat vir my uitgestaan het was 'n artikel wat ek gelees het oor hoeveel miljoene rand dit ons kos om môre ons veiligheid te verseker. Dit is 'n astronomiese bedrag geld. En ek voel net dat ons sou nie in hierdie posisie in die eerste plek gewees het as die regering nie hulle werk gedoen het nie. Ja, jy is heeltemal reg. Ek dink dit was iets so 600 miljoen rand wat die bedrag is wat ons gelees het vir die 30ste om ons te beskerm. En ek stem saam met jou. Hoekom is ons in die eerste plek in hierdie posisie? In die posisie waar ons soveel onwettige mense, ongedokumenteerde mense in die land is. En dit is 'n moeilike situasie want jy wil ook hê net 'n groepering in Suid-Afrika om dit sommer reg in eie hande neem om te sê wel ons gaan nou die mense uitskop nie want jy het ook nie die reg nie, jy het reg tot vreedsame protesoptogte en dis sal waar dit stop. So dit is so moeilike en ek dink 'n plofbare situasie moontlik ook. Ja, ons sit in 'n moeilike situasie, amper waarby 'n sekere groep die regering afpers deur te sê as jy nie jou werk doen nie, gaan ons dit vir jou doen. So, dit kom teen 'n koste wat dan die belastingbetaler moet opdok. So, wie wen? Ek dink nie enige iemand wen in hierdie situasie nie. Nee, verseker nie. Dorien, dan sluit ons af met 'n film, gratis films om koel te bly. Ja, ek weet julle het gister gepraat oor die hittegolf in Frankryk en al die mense wat al dood is, wat verdrink het. Nou daai hittegolf versprei reg oor Europa en lande doen nou allerlei dinge om mense so gemaklik as moontlik te maak. Daar is stede wat hulle teaters oopmaak vir gratis fliekkaartjies. Dan kan jy daar sit met jou slurpie en 'n gratis film kyk. Museums het oopgemaak, hulle gee gratis water weg, jy kan jou honde saambring, skole is toegemaak, openbare swembaddens is nou oop, dis gratis vir die publiek, so Europa is regtig besig om te sukkel onder hierdie hitte. Ek het gedink, dit klink soos 'n algemene dag op Appington. Goeiemôre aan al Appington se mense. Maar ons moet onthou die Europeërs is ook nie gewoond aan hierdie tipe hitte nie en dit is baie gevaarlik, maar ja, eienaardige tye dat jy sommer net en ek dink ook jy gaan werk toe nie. Jy kan net vir die baas sê dis te warm, ek gaan 'n gratis fliek kyk. Wow, Ja, jy sien, Jennifer Wens, sy kan daai verskoning gebruik. Dis presies, dis dan nou die einde van ons. So ek gaan nou ook weg. Ja, is te koud vir my en te warm vir Jennifer. Ons gaan nou waai. Dorien, baie dankie vir die saamgesels en jy moet 'n heerlike week verder hê. Dit is dan Dorien Loubser, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.